Baie dankie vir die geleentheid om met u te kom praat oor hierdie, dink ek, tamelik belangrike onderwerp. Ek wil nou nie oor enige universiteit praat nie. Ek het betrokke raak by die debatte en die gesprekke daaroor nie. Ek het nie daai toegerus daarvoor nie. Ek gaan redelik streng hou by my voordrag. Daar is 'n kopie daar agter iewers en daar's ook 'n volgstuk wat u sou kon gebruik as u sou wou. My taak is dan om te praat oor dubbel medium onderrig as 'n tersiêre voertaal opsie. En ek neem aan die vraag wat ek eintlik moet vra is of Afrikaans se posisie as wetenskapstaal veilig is binne so 'n dubbel medium opset. Ek wil graag net 'n paar punte hieroor maak, 'n paar dinge bespreek. Byvoorbeeld eers vra wat die voordele is van dubbel medium of tweetalige onderwys, dan die nadele daarvan, derdens die voorwaardes daarvan, die vraag dan of dubbel medium of hoe dubbel medium onderrig sou kon werk as dit dan ingestel moet word. Dalk net sê ek het nie inligting oor wat presies aangaan by die Universiteit van Pretoria nie. Daar's wel inligting, dink ek, daar agter in die volgstuk. Volgens die inligting wat daar is 21% van die modules by UP op die oomblik dubbel medium, maar volgens ander inligting was dit vroeër 40%. So hoekom daai verskil is, weet ek nou nie mooi nie. Maar die eerste saak is dan die kwessie van my vertrekpunte, en ek dink ek wil aansluit by wat Leon hier aan die einde gesê het. Dit staan ook in daai volgstuk. Ek dink ons moet die gesprek oor taal voer op basis van sekere vertrekpunte. En die vertrekpunte is nommer 1, die feit dat ons 'n verbintenis het tot pluralisme, tot meertaligheid, multikulturalisme, pluralisme. Tweedens, dat ons in 'n meertalige land moet funksioneer. Derdens, dat hierdie meertaligheid en hierdie multikulturalisme gesien moet word as 'n hulpbron, as 'n ekonomiese hulpbron onder andere. En dan vierdens, die vierde soort van vertrekpunt is dat ons ook moet voldoen aan die eise van 'n hoogs kompeterende markgerigte kennis-ekonomie. Gegee hierdie vertrekpunte, dink ek, dis dalk miskien nou nie 'n gewilde standpunt om te stel nie, is dit voor die hand liggend dat onderwys tweetalig moet wees. Op skool en ook by die universiteit. En dat hierdie meertaligheid moet bydra tot die ontwikkeling van leerders se vaardighede om in so 'n konteks, 'n meertalige konteks, effektief te kan funksioneer. Verder dink ek beteken hierdie vertrekpunte ook dat studente oor die algemeen verplig is in 'n sekere sin vanweë die omstandighede om Engels aan te leer en hulle vaardigheid in Engels ordentlik te ontwikkel. Maar natuurlik beteken dit meer as dit, want dit is meertalig, soos daar is ook ander tale wat moet bykom. Maar ek dink 'n mens moet daardie soort realiteit aanvaar as jy oor hierdie saak praat. Ek wil, voor ek nou verder gaan, net 3 kort kwessies noem. Eerstens, ek wil nou nie kom met 'n definisie van tweetalige universiteite of dubbel medium universiteite nie, maar ek wil tog sê dat daar verskillende forme is van tweetalige onderwys. Een van hulle is die dubbel medium opsie. Maar daar is ook byvoorbeeld die benadering wat 'n mens kry by die Universiteit in Switserland, van Freiburg, waar studente opgelei word om vakkundig in 2 verskillende tale te kan funksioneer. En dan het ons ook 'n ander model wat in die algemeen bekend staan as moedertaal gebaseerde tweetalige onderwys. Dis 'n soort van model, dink ek, wat verkies word in hierdie land veral ten opsigte van voormalige swart skole. En van hierdie verskillende modelle is dubbel medium onderrig dan 1. Ek dink 'n ander punt wat ek ook net graag wil beklemtoon, ek hoop ek het genoeg tyd, wat ek ook graag wil beklemtoon, is dat as ons nou praat oor meertalige onderwys of tweetalige onderwys, dan moet ons ook telkens die konsep in gedagte hou van tweetaligheid wat toevoegend is. Engelse praat van additive bilingualism. Terwyl dit so maklik subtractive bilingualism kan wees. Wegnemende of afnemende tweetaligheid, wat eintlik half die norm is, die gewone ding is hier in die skole van hierdie land.
Gou vinnig die voordele van tweetalige onderwys. En ja, is baie voordele daaraan verbonde. Vroeger jare hier in die 50er en die 60er jare van die vorige eeu het mense gedink tweetaligheid is 'n probleem. Deesdae word daar aanvaar vanweë navorsing dat twee- en meertaligheid baie positiewe eienskappe, baie positiewe aspekte het. Byvoorbeeld 'n groter mate van kreatiwiteit en verbeeldingrykheid. Navorsing het dit getoon. Mense kan uiteenlopend dink. Daar's ook die vermoë van kognitiewe aanpasbaarheid, ontwikkeling van 'n objektiewe en 'n kritiese verstand, wyeer toegang tot kennis en sovoorts. Nog 'n paar ander voordele wat 'n mens kan opnoem, byvoorbeeld is beter werksgeleenthede as jy tweetalig of meertalig is, 'n regverdige onderwysbedeling, uitgebreider studiegeleenthede, meer effektiewe sosiale interaksie, wat ook sy eie voordele het ten opsigte van gemeenskapsbou, nasiebou, en natuurlik dan in ons land ook die feit dat so onderwys die ondersteuning gee aan die staatsfilosofie van pluralisme. So ek dink regtig mens moet ernstig ook kyk na die voordele van tweetaligheid en van meertaligheid. Vir my het tweetalige onderwys sonder enige twyfel die potensiaal om by te dra tot die nasionale ekonomiese en politieke ontwikkeling en om die groeiende gaping tussen bevoorregtes en benadeeldes wat nou erger word in hierdie land mettertyd te verklein. Indien dubbelmedium onderrig as 'n vorm van tweetalige onderwys hierdie bydra kan lewer, dan dink ek is dit 'n positiewe ding, 'n goeie ding. Maar kom ons kyk dan ook daarom nou na die nadele, soos ek dit nou maar sien, van dubbelmedium onderrig.